Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Ons is in ons fokus waar ons gesels oor die beginsel geroep. En Stef het laasweek die reeks eintlik of die fokus vir ons afgeskop waar hy gesels het oor dat ons is geroep vir disippelskap en dat hy die hart van disippelskap eintlik baie goed kon verduidelik het oor rondom wat die beginsels is van dit en wat ons moet verstaan binne in dit. Vandag gaan ons so klein bietjie verder en ons gesels eintlik oor wat moet hierdie roeping in ons lewens produseer. Wat is dit wat dit moet losmaak? Wat is die uitkomste van die feit dat ek weet ek is 'n disipel van die Here? Nou die eenvoudige antwoord binne in dit is die vrug van 'n disipel is ander disipels. So maklik soos dit. As ons wil praat oor die uitkoms van disipelskap, is die vrug van disipelskap ander disipels. En dis die eenvoud van dit wat eintlik vir ons so moeilik ook is binne in dit, want dit is eintlik maklik om te sê dat jy 'n Christen is. Dis baie maklik om te sê dat jy 'n disipel is, maar die vraag is, hoe lyk die vrug van iemand wat werklik 'n disipel is? As dit meer is as net woorde, as dit meer is as net 'n oortuiging, as dit nie so eenvoudig is om net te sê, Here, ek is 'n volgeling van U nie, wat is die uitkomste van dit en hoe lyk dit? Jesus sê die volgende in Johannes 15. As jy jou Bybel het, ons gaan redelik by Johannes 15 stil staan vandag. Ek praat uit die Afrikaanse ou vertaling of lees uit die Afrikaanse ou vertaling uit vanoggend. Johannes 15 vers 5 sê Jesus, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Hoor gou wat is die uitkoms van dit waarmee die Here besig is wanneer hy praat oor ek is die wynstok, julle is die lote. En hy sê hier's die uitkoms van dit alles. As jy hierdie beginsel verstaan, sal jy my disipel wees. As jy hierdie beginsel verstaan, sal jy weet wat dit vat om nie net 'n volgeling te wees nie, maar wat dit is wat 'n volgeling produseer. En dis amazing dat wanneer hy hierdie woorde sê, hy sê in vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug sal dra. Met ander woorde, ons dink baie keer 'n disipel is iemand wat ten minste net iewers vrug produseer. Ons sal baie keer verwys en gemaklik wees en tevrede wees met 'n lewe wat ten minste een deel van die Bybel, daai lig skyn in my oë. Wat ten minste een deel van die Bybel produseer of inleef of goeie vrug indra. Ons sal tevrede wees in ons eie lewens wanneer ons sê, ons doen ten minste hierdie deel reg. Ons is ten minste goed en getrou in hierdie aspek van geloof. En nou sê Johannes 15 vir ons, hy sê hier's 'n sleutelwoord binne in hierdie konteks. Dit gaan nie oor in disipelskap, want dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Dit gaan nie net oor om vrug te dra nie. Dit gaan oor veel vrug. Dis wat hierdie skrifgedeelte sê. En nou is daar 'n ontdekking om te sê, as ek myself wil sê, ek is 'n volgeling van Jesus, en ek is 'n disipel van wie hy is, dan is ek nie net getrou in een deel van die woord nie. Ek is nie net getrou in een deel van die Bybel nie. Ek is nie net goed en getrou en gehoorsaam in 'n spasie waar ek net die dinge verstaan nie. Hy sê nee, wanneer jy connected is en in hom is, en hy die wynstok en jy die loot, dan dra jy veel vrug, en dit is vrug wat konstant geproduseer word, dis vrug wat ten volle in jou is, en ten alle tye deel is van jou lewe. Vers 10 sê eintlik vir ons die hoe kom ons by daai plek? Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Hy sê, hier's die konteks, ek is in hom, ek is connected aan hom, en nou gee hy vir ons nog 'n sleutelwoord. Hy sê, iemand wat sy gebooie bewaar, nie net ken nie. Iemand wat nie net weet wat die gebooie is nie. En dit gaan nie nou net oor die 10 gebooie nie, dit gaan oor die woord van die Here. Iemand wat nie net getroud is en verstaan wat die woord sê nie, maar wat bereid is om dit te bewaar. Iemand wat sal sê, ek koester dit met my hele wese, en soos wat ek connected is aan die wynstok, so is ek bewus van dit wat ek nodig het om te koester en veilig te hou binne in dit. Dis nie net iets wat ek die Here voor vertrou as 'n uitkoms in my lewe nie, dis 'n verantwoordelikheid van bewaring wat deel raak van my verstaan.
En dit is skielik vir my weer 'n ander aspek van wat dit beteken om in hom te wees, dat dit nie net iets is waarin ek terugsit en ontvang nie, dis iets waarbinne ek geaktiveer word om te sê, Here, ek bewaar u gebooie. En dit is my so incredible dat Jesus self sê, soos wat ek my Vader se gebooie bewaar. Dis soos wat ek dit vir julle kom wys het. Dis soos wat ek die voorbeeld kom gee het. Hierdie is nie net iets wat ek van jou verwag nie, hierdie is iets wat ek vir jou kom wys. Hierdie is iets wat ek vir jou kom tentoonstel. En dan vers 16 gee vir ons die oorsprong en die uitkoms. Hy sê in vers 16, julle het nie my verkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle kan gee. En dit is my so incredible beginpunt en 'n uitkoms wat hy gee. Hy sê, hier's die verstaan, hier's die lekker deel van dit alles. Ek het jou eerste gekies. Jy het nie my gekies nie. Ek het jou eerste gekies. En is dit nie amazing vanoggend om eintlik net herinner te word aan die wete en die waarheid dat die Here sê, jy is belangrik genoeg dat ek jou gekies het van die begin af. Dis goed wat ek klaar vir jou as 'n kapasiteit gegee het, as 'n uitkoms. As jy net connected sal bly aan die wynstok, as jy net connected sal bly aan wie ek is en jouself vind in wie hy is, het elkeen van julle die vermoë om te produseer die vrug wat deel is van hierdie woord. Dis nie net vir 'n paar uitverkorenes nie. Dis nie net vir 'n paar uitgesoektes nie. Elkeen het die vermoë om hierdie vrug te beleef en te produseer. En dan sê hy, ek het julle gekies en julle het nie my verkies nie, maar ek het julle in hierdie verkiesing aangestel om vrug te kan dra. En dan sê hy hierdie amazing woorde, en dat julle vrug kan bly. Hierdie is nie vrug wat vergaan nie. Hierdie is nie vrug wat net seisoenaal is nie. Hierdie is nie net vrug vir 'n tydjie nie. En daar is baie keer vrug wat dit produseer. Ons het baie keer vrug wat in ons lewens geaktiveer word om ons te dra deur 'n sekere seisoen. Wanneer hy praat oor die vrug van disippelskap, dan sê hy dis 'n vrug wat nie vergaan nie, dis 'n vrug wat bly. Dis 'n vrug wat konstant deel is van ons wese. Dis nie net vir 'n tydjie nie. Verganklike vrug is nie deel van die gesprek in hierdie deel nie. Hy sê, dis 'n vrug met ewigheidswaarde, wat bly in elke seisoen van die lewe. So die vraag wat ons vanoggend wil vra is, hoe produseer ons, hoe raak ons bewus van hierdie vrug in ons lewens? En ek wil met jou kortliks 3 beginsels deel. Die eerste een is kweek goeie wortels. Enige boom wat goeie vrugte dra, het 'n gesonde wortelstelsel. Dis so eenvoudig soos dit, ons almal ken dit. Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê die volgende: Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Kyk mooi na wat daai skrif sê. Hy sê nie net dit gaan oor geplant by die waterstroom nie. Hy sê dit gaan oor wortels wat uitgeskiet word. En wanneer hy gesels oor die wortels, dan sê hy, hier's 2 scenario's wat jy bewus van moet wees, waardeur almal gaan wat gaan vrug dra en wat geplant is by hierdie waterstroom. Wanneer jou wortels uitgeskiet word, is daar 2 goed wat dit gaan toets. Die heel eerste een is hitte. Daar gaan tye wees waar dit warm raak in die kombuis om 'n Christen te wees. Daar's 'n tyd wanneer die hitte gaan kom en energie gefokus gaan word in alle mag en krag om ingezoom te word op dit waarmee jy besig is. En die vraag wat hierdie skrif vra is, dra jy vrug wanneer jy hierdie van elemente beleef, wanneer jy hierdie druk beleef, wanneer jy hierdie prosesse beleef in jou lewe? Is jy op 'n plek waar binne jy vrug dra ten spyte van energie wat gefokus is op jou om jou partykeer te verskroei en partykeer eintlik half dood te maak binne in dit? Daar is 'n tyd waar binne jy getoets word binne in dit, en ek love wat hy sê. Hy sê en hy vrees nie as daar hitte kom nie. Met ander woorde, hy sê hier's elemente wat besig is om verwoesting selfs te kan bring. Die element selfs wat veronderstel is om lewe ook te produseer, raak baie keer die deel wat die moeilikste raak. En in daai konteks sê hy, maar ek vrees nie die hitte nie. Dat laat my dink aan die eysterhoutbome in die Kruger Wildtuin. Hulle word tot 2000 jaar oud. Ek is nie 'n boomkenner nie, ek weet nie baie van bome af nie, maar dit is vir my incredible, dat 'n boom tot 2000 jaar oud kan word. Imagine die stories wat daai bome kan vertel. Daar's brande wat deur die bos gaan, maar daai boom bly staan. En selfs wanneer daai boom dood is, kan hy nog steeds honderde jare lank groei
aanhou groei, al is hy dood. Dis my incredible om te dink hoe die Here in die natuur partykeer goed inbou, om ons bewus te maak van goed wat hy in die skrif vir ons wil attent opmaak. Hy sê, daar's 'n bewustheid, dat wanneer jy geplant is by die waterstroom, en jou wortels uitskiet, vrees jy nie eers die vuur wat kom nie, want jy kan staande bly duisende jare in hom. Jy vrees nie van die elemente wat op pad is nie, jy is nie bekommerd oor die hitte nie. Ek love daai woorde, ek vrees nie die hitte nie. En dan gaan hy aan in Spreuke 12 vers 3 wat vir ons hierdie konteks net verder verduidelik. Hy sê, geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie, maar die wortel van die regverdiges wankel nie. Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie. Hy sê, wanneer die elemente kom in 'n goddelose se lewe, of wanneer jy net geplant is, maar jou wortels nie uitgeskiet is nie, dan is hierdie prosesse laat jou wankel. Hierdie prosesse laat jou omval. Hierdie prosesse kan jy nie in staande bly nie. Maar die wortel van regverdiges wankel nie. Maak nie saak wat nie. Die tweede element wat hy ons teen waarsku is droogte. Droogte is wanneer natuurlike hulpbronne opgedroog is. Droogte is daai prosesse van dit wat jy nodig het om te oorleef, is skielik nie meer daar nie. Dit wat jy nodig het om lewe te gee vir hierdie boom en hierdie wortelstelsel is skielik nie meer daar nie. En nou sê hy, in 'n seisoen, eintlik nie 'n seisoen nie, hoor wat sy woorde wat hy gebruik wanneer hy praat oor hierdie droogte. Hy sê, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie bekommerd nie, is hy nie besorgd nie. En dis my incredible woord. Hy sê eintlik, wanneer jy in 'n proses is in jou lewe, wanneer jy geplant is by die waterstroom en jou wortels begin uitskiet, is daar hierdie wete dat selfs wanneer droogte kom, wanneer die hulpbronne sou opdroog. Want daar's baie keer goed wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, maar nog steeds vrug dra. Want jy het nog steeds 'n ondersteuningsraamwerk. En jy het nog steeds mense wat daar is vir jou. En jy het nog steeds die woord wat die Here dalk net gister nog vir jou gegee het, so hy's nog vars. En jy hou vas aan daai woord. Maar nou raak die droogte net langer. Nou is dit skielik nie net 'n dag se droogte of 'n naweek se droogte nie. Nou sê die Bybel, nou gaan jy deur 'n jaar van droogte. En nou is daar nie 'n besorgdheid nie. Hoekom? Want ek is geplant by hierdie waterstroom en ek is nie bekommerd net oor 'n seisoen of oor 'n jaar nie, want ek weet dat die stroom van lewende water is besig om vir my wortels nog steeds te sorg. Selfs daar waar ek dit nie kan sien nie, selfs daar waar ek nie bewus is nie. En dan kom daar tye in droogte. Hierdie is die moeilike deel vir my altyd, in my eie lewe en in my eie prosesse. Daar kom 'n tyd van droogte. En dan skielik, dan sien jy die wolke is besig om saam te pak. En jy begin opgewonde raak en jy sê, Here, dankie die seisoen draai. Here, dankie die goed is besig om te gebeur en dan kom maar 'n sterk wind en hy waai daai winde net, daai wolke net oor. En jy sien hoe daai wolke net verdwyn en jy dink, Here, hoe is dit moontlik? Hulle was nou net hier. Hulle het so belovend gelyk. Dit het so donker begin lyk, nie 'n donker wat my bekommerd het nie, 'n donkerte wat eintlik vir my 'n belofte kom gee. Dit het eintlik soveel hoop in my kom losmaak. Hoekom sal die wind nou kom en hierdie wolke net versprei? En nou sê hy, in daai konteks van plekke waar ek nodig het, Here, ek het hierdie hulpbronne nodig en ek is besig om nie net uit te roep na dit nie, ek is besig om hoop te sien en te vorm en selfs waar dit sou weggaan, sal ek nie besorgd wees, al gaan dit nog 'n jaar langer aanhou nie. As ek nie besorgd oor dit wat gebeur nie, Here, want U lewe is in my. Psalm 1 sê so goed, hy sê, maar sy behaag in die wet van die Here, ons ken hom baie goed, hy begin met die woord welgeluksalig, is die man, wat nie sit in die kring van die spotters nie, nee, dan gaan hy aan, hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hy sê, hier is die konteks van iemand wat geplant is en wortel skiet, van iemand wat verstaan wat dit is om in hom te wees. Hier is die ding wat dit losmaak binne in jou, dat hy in alles voorspoedig sal wees. Hierdie is nie 'n prosperity gospel nie. Hierdie is die waarheid van om in Christus te wees. Hierdie is die ontdekking, selfs wanneer dinge swaar en moeilik gaan, en selfs wanneer ek deur die hitte getoets word, en deur droogte sal gaan, is ek nog steeds besig om aan die woord vas te hou, is ek nog steeds besig om te weet, wat die woord binne in my produseer en losmaak, en ek raak eintlik opgewonde om besig te wees met die dinge van die Here in daardie seisoene, want ek beleef 'n voorspoed binne in dit. Kolossense sê in daai konteks, so incredible, hy sê in vers 6 en 7, hy sê, soos julle dan Christus Jesus
deur die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Dis 'n amazing beginsel. Dis eintlik 'n amazing vrug in jou en my lewe, dat hy sê, hier's die ontdekking van die uitkoms van dit waarmee ons besig is, dat selfs in seisoene van droogte is daar danksegging. Dis wat dit kom losmaak binne in my. Here, ek is nie net besig om te bely wat die omstandighede is nie. Ek raak opgewonde en ek het 'n dankbaarheid binne in my, en hy gee 2 begrippe. Hy sê gewortel en opgebou binne in hom, maar hier's die konteks waar binne dit loskom. Hy sê in geloof en ingeleer. In die proses van dit wat ek ontdek het, van dit wat sy woord sê, en dit wat ek geleer is binne in dit produseer danksegging binne in my. Die tweede beginsel wat ek met jou oor wil gesels, is die harde een. Wees bereid om gesnoei te word. As jy 'n disipel is, wees bereid om gesnoei te word. 'n Disipel weet die snoeiproses is onvermydelik. Vers 1 en 2 van Johannes 15 sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Jesus is ernstig oor vrug, want vrug is altyd sigbaar. Daar's 'n rede hoekom hy praat oor die vrug van die Gees en nie die groente van die Gees nie. Groente is ondergrond. Groente kan jy nie sien nie. Vrug is bo grond. Vrug moet gesien word. Vrug moet beleef word. Vrug moet erken word. En nou sê hy so wonderlik in Johannes 15 vers 1, hy sê hierdie is die verstaan van deel wees van hom. Daar is tye wanneer daar dooie takke is, wat nie vrug dra nie, hulle moet afgekap word en uitgegooi word. En weet dit ook, dat as jy in die verstaan van disipelskap wandel, as daar nie vrug is nie, is jy nie waarlik in die wynstok nie. En word dit nie net gesnoei nie, afgekap en weggegooi. Dis die moeilike deel van daai gesprek. Maar in die proses van vrug dra, nou sê hy, hier's die verstaan wat jy moet hê, daar word 'n snoeiproses deel van dit, sodat daar meer vrug geproduseer kan word. Snoei is nooit eenvoudig nie. Snoei is nooit gemaklik nie. Hulle sê mos, die slim ouens sê, jy moet altyd met jou plante praat, wanneer jy met hulle te doen het. Nee, as jy hulle water gee, praat met jou blommetjies en so, ek weet nie van dit nie, maar blykbaar sê hulle, dis 'n beginsel, praat met jou plante. Wat sê jy vir 'n plant as jy hulle moet snoei? Hierdie gaan my seerder maak as wat dit jou maak. Jy gaan later vir my dankie sê vir hierdie oomblik. En ek dink as hy plant sou kon dink, en as hy plant sou kon reageer, sou hy vir jou gesê het, maar hoekom? Doen jy nou hierdie aan my, dit gaan so goed. Hoekom sal jy nou hierdie aan my doen? Ek dog jy sorg vir my, ek dog jy is okay met my. En hoeveel keer in ons lewens is ek en jy besig om vrug te dra, en die Here kom en hy snoei die tak. Hoeveel keer voel ek en jy nie? Here, maar daar's dooie takke daar, en ek is gemaklik, Here, haal dit uit, vat dit weg, maak weg met dit, sodat daar nuwe lewe kan kom. Here, maar los net hierdie so bietjie uit, want hierso groei die vrug mooi. Los dit net so bietjie uit, net vir 'n oomblik, net vir 'n rukkie, Here, asseblief. Los net hierdie deel, sodat dit kan aanhou goed gaan, en die Here kom met die snoeisker en hy knip dit. En dan is sy belofte binne in dit, hy sê, hier's die ontdekking wat jy maak, yes, dit gaan nou goed, maar vir die toekoms het jy meer nodig. En snoei het 'n oog op die toekoms. En die Here kom met 'n sker, eintlik met 'n bewustheid van dit wat die toekoms vir jou en my inhou. En ons dink, Here, ek het nou genoeg vrug geproduseer. Here, ek is so dankbaar vir hierdie, en ek het genoeg om deur hierdie oomblik te kom. En die Here sê, dit is nie net vir nou nie, dit is vir môre ook. En ek het nodig om bietjie die sker in te bring, daar waar die takke nou gesond is, sodat jy meer kan produseer. En dis 'n moeilike beginsel, partykeer, die Amplified stel dit as volg. Ek love dit, hoe hy dit stel, hy sê, any branch in me that does not bear fruit, that stops bearing, he cuts away, trims off, takes away, and he cleanses and repeatedly prunes. Eina. Repeatedly prunes every branch that continues to bear fruit. Elke takkie wat besig is om vrug te produseer, staan die Here met die snoeisker, snip, snip. Jy hoor sommer daai sker geluitjie. Jy voel hom sommer, jy soos, Here, ek hoop eintlik hy sien nie die vrug hier in hierdie oomblik in my lewe. Ek wil net so bietjie benut. Wil dit net bietjie beleef. Every branch, to make it bear more and richer
and more excellent fruit. Dis amazing beginsels. En die oomblik wanneer ek die snoeisker hoor in my lewe, dan raak ek opgewonde en ek sê, Here, dankie vir groter en meer, nie in myself nie, maar vir wat U gereed maak om te produseer binne in my. Dis nou ongemaklik, dis nou nie lekker nie, dis nou vrae wat ek vra, ag Here, dit is alweer seer, en dit is alweer ongemaklik, maar dankie dat dit richer and more excellent is. Wanneer hy praat oor richer, dan sê hy, meer voedingswaarde. Dit het meer wat my gaan onderhou en my omgewing gaan onderhou as wat ek nou ooit oor kon voorvra of kon besef. Dis meer excellent as wat ek ooit kon dink dit kon bereik. Here, dankie dat U ver bo dit mee besig is as wat ek ooit kan dink of bid of vra. En die Here kom in daai konteks en hy produseer binne in jou alles wat jy nodig het. Snoei is nie straf nie, snoei is groei. Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tigting of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Worship team, julle kan my join hier voor. Hoor gou wat sê hy. Hy sê nou lyk elke tigting of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar droefheid. Daar's goed wat aangespreek word en reggestel word. En nou voel jy, maar ek is oortuig dat die Here eintlik vir my mos in sy woord leer. The joy of the Lord is my strength. Ek is so oortuig dat daar 'n vreugde in my moet wees en ek smag na die vrug van danksegging en om 'n fokus te hê van dit waarmee die Here besig is. Maar nou voel dit asof ek getig word en asof hierdie tigting net droefheid moet losmaak. Dit voel asof dit net swaar is. Ek weet dit moet blydskap wees, maar dit is nie vir my nie, dis droefheid. En dan sê hy, hier's die uitkoms van dit. Hy sê, later lewer dit egter, hoor hierdie beginsel, vrede, volle vrug van geregtigheid, wie daardeur geoefen is. Vredevolle vrug van geregtigheid gebeur nie deur een toets wat jy deurstaan het nie. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Vredevolle vrug van geregtigheid word nie geproduseer deur een stel droogte wat jy deurgegaan het nie. Dit gaan nie oor een stukkie hitte wat jy weerstaan het nie en staande gebly het en dink, yes, nou is ek in die volgende vlak van disippelskap. Nou is ek in die volgende vlak van funksionering. Hy sê nee, vredevolle vrug van geregtigheid is geproduseer wie daardeur geoefen is, wat konstant besig is om deur die droogtes te gaan, wat konstant besig is om die hitte te beleef, wat konstant besig is om te sê, Here, asseblief, nie nog 'n snoeisker nie. Daai belewenis bring 'n vredevolle geregtigheid. Die oomblik wanneer hy sê vredevol, dan sê hy nothing missing, nothing lacking, completely whole. Ek kort niks verder nie. Ek het niks anders nodig nie. En selfs waar die takke afgesny word, is ek heel. 'n vredevolle vrug van right standing with God, van geregtigheid wat ek nie uit myself uit kan produseer nie, maar waarbinne ek staan en sê, Here, hierdie tigtiging voel nou soos droefheid. En dit voel asof dit swaar weeg in my lewe en dit voel asof ek net wil vra, Here, wanneer gaan dit verby? En wanneer ek daar deurkom, dan sê hy, sien wat besig is om geproduseer te word binne in jou, vredevolle vrug. Iets wat nie net kom bemoedig nie, maar wat kom volhou. Iets wat kom bevestig dat ek heel is in hom. Iets wat kom volmaak en versadig maak vir dit wat ek nodig het, om nie net deur hierdie seisoen te kom nie, maar om volhoubaar te wees deur volgende droogte seisoene, waarbinne die Here klaar kom produseer wat ek nodig het, om die volgende uitdaging te beleef. En dis die hartseer ding van dit alles, met die wete, dat jy gaan deur hierdie toets gaan, en jy kan maar weet, die volgende een is op pad. Jy kan maar weet, die volgende uitdaging is nie ver nie. Jy kan maar weet, die struggle is real. Dis nie of die hitte en of die droogte gaan kom nie, dis wanneer. Maar as jy konstant geoefen word in dit, en konstant getrou bly, en konstant toelaat dat die Here kom snoei, produseer dit binne in jou alles wat jy nodig het. En dan is daar hierdie bewustheid van wat ek moet gaan doen met hierdie vrug. Goeie werke. Goeie werke.
om konstant getrou te wees van die oestyd, van dit wat die Here in my kom losmaak en sê, hierdie vrug was nie om myself te dien nie, maar om te gaan uitdeel, om te gaan gee. 'n Disipel sê, ek is opgewonde oor die tyd en ek koester nie net die vrug vir myself nie. Ek vat dit vir 'n oes. Ek vat dit vir die wêreld. Ek vat dit vir die mense wat dit nodig het in my lewe en om my. Ek vat dit na 'n plek toe en die Here plant jou in 'n waterstroom wat gevoed word deur wie hy is, maar hy vra vir jou, sal jy bereid wees om die vrug van hierdie oes te vat na jou omgewing toe. En ek het so beleef in hierdie week hoe ek uitgedaag word binne in dit in my eie lewe. Ek het so beleef hoe dit so swaar weeg binne in die konteks van Here. Ek is so dankbaar vir wat u woord kom bevestig. Ek is so dankbaar vir dat dit u kom losmaak. Ek is so dankbaar vir vrug. Maar dit voel vir my, Here, partykeer is dit net asof ek kyk na die boom en hy dra ten minste blare. Hy dra ten minste blare, ek kan sien hy lewe, Here. Maar dit voel asof die vrug stadig geproduseer word. En hier is die probleem met dit. Jy word nie geken aan jou blare nie, jy word geken aan jou vrug. Dis wat die skrif ons leer. Jy word nie geken aan jou blare nie, jy word geken aan jou vrug. Psalm 1 sê, ten minste deur moeilike tye dra jy jou blare verwelk nie, hy bly daarom groen, maar op die ou einde van die dag, word jy geken aan jou vrug. Jy sien, ek en jy kan stry oor 'n boom, ek ken nie baie van bome nie, ons kan stry oor bome hier buite. Jy kan vir my buite hier gaan sê, dis 'n piesangboom. Ek gaan 10 vir jou sê, okay, dankie, ek is so bly ons het piesangbome hier. Tot daar vrug kom of nie, dan stop die stryery. Dan kan ek vir jou sê, daai is nie 'n piesangboom nie. Daai is 'n perskeboom. Daai is 'n peerboom. Daai is 'n die of 'n daai, wat ek kan sien. En ek het so beleef hoe die Here sê, vanoggend is hier iemand wat hier sit, wat sê, ek het ten minste blare en ek is okay op hierdie stadium met dit. Ek is okay, my blare is ten minste groen. Beleef hoe die Here vandag jou wil challenge om te sê, dis die vrug. Sprei die wortels uit. Dis nie net die geplant wees nie. Dis sprei die wortels uit. En die toets gaan kom van die hitte en van die droogte. Maar wanneer jy staande bly binne in dit, vredevolle vrug van geregtigheid. En ek wil jou vra vir 'n oomblik jou oë te sluit daar waar jy is. Miskien is jy vanoggend hierso en jy voel die vrug is ook stadig. Jy voel die boom lewe. Daar's blare, maar dit gaan stadig. Of miskien voel jy selfs dalk die boom is dood. Miskien wonder jy, is jy op die regte plek geplant? As jy vanoggend wil ingesluit wees in 'n gebed, net vir dit. As jy vanoggend die Here wil vertrou om nie net geplant te wees nie, maar om te weet hoe om die wortels uit te sprei. As jy vanoggend die Here wil vertrou vir 'n standvastigheid binne in die seisoen van elke deel van waardeur jy gaan. As jy vanoggend die Here vra, Here, kom wortel my en grond my binne in die oortuiging van dit wat U wil kom produseer binne in my. Wil jy nie vir 'n oomblik daar waar jy is, jou hand in die lug steek, net as dit jy is nie. As jy jou hand opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom en vanoggend 'n bewustheid kan hê dat ons vrees nie die hitte nie en ons raak nie besorgd oor die droogte nie. Ek bid, Here, dat U vanoggend daai twee elemente van vrees en besorgdheid kom aanspreek in ons lewens. Here, dit wat ek eintlik vanoggend deursigtig mee kan wees, Here, U ken my omstandighede. U ken my hart. U weet waar Lenrou trek in hierdie oomblik. Here, en ek kom vanoggend en ek kom lê my spanning voor U neer. En dit wat my so maklik besorgd het. Here, dankie dat ek vanoggend bewus kan raak
van die feit, nie net dat ek geplant is nie, maar dat my wortels uitgesprei is. Dankie Here, dat ek geen droogte hoef bekommerd oor te wees nie, en geen vrees hoef te hê vir hitte wat op pad is nie, of vir 'n vuur wat brand om my nie. Dankie Here, dat U my geplant het om staande te kan bly, en vrug te dra in elke seisoen van my lewe. Dankie Here, dat ons U kan vertrou in hierdie oomblik, nie net vir vrug, vir 'n deel nie, maar vrug wat kan bly, soos wat Johannes 15 ons leer. Vrug wat konstant is, vrug wat ewigheidswaarde het, vrug wat nie afhanklik is van elemente nie, maar vrug wat konstant sigbaar is in ons lewens. Ek bid Here dat ons vanoggend die bewustheid sal hê, dat selfs al sou niks anders vir ons sin maak nie, dat ons 'n oortuiging sal kan hê van die wete, van dit wat kom lewe gee binne in ons. En ek bid Here vanoggend net vir daai bewustheid van nie net geplant nie, en nie net vrug dra nie Here, maar vir 'n opgewondenheid van veel vrug. En terwyl ons praat en opgewonde is oor die veel vrug, weet ons ook, veel vrug vra baie snoei. En dankie Here dat ons vanoggend kan submit, surrender, oorgee aan die snoeiproses. Is ons gebed Here in U naam alleen. Amen en amen.